Vandag is die opstandingsdag toe Jesus Christus op die derde dag na sy dood opgewek is. In die Ou Testament is die opstandingsdag die dag van eerstelling genoem. Net soos die dag van eerstelling op die dag na die Sabbat gevier is. In die Nuwe Testament is die profesie vervul deur Christus wat op 'n Sondag opgewek is. Laat ons vandag God se woord bestudeer met die preek getiteld Die dag van eerstelinge in die Ou Testament en die opstandingsdag. Kom ons kyk na Levitikus hoofstuk 23 om te sien hoe opstandingsdag in die Ou Testament gevier is. Kom ons kyk na Levitikus hoofstuk 23 vers 1. Die Here het vir Moses gesê, praat met die Israeliete en sê vir hulle, my feesdae, die feesdae van die Here wat julle as heilige byeenkomste moet uitroep, is die volgende. God het verduidelik oor die weeklikse fees, die Sabbat en die jaarlikse feeste soos die Pasga, die fees van ongesuurde brode en die dag van eerstelinge. Die opstandingsdag is die dag van eerstelinge in die Ou Testament. Kom ons gaan aan na vers 10. Kom ons kyk na vers 10. Praat met die Israeliete en sê vir hulle, wanneer julle in die land kom wat ek vir julle gaan gee en julle die graanus insamel, moet julle die eerste gerf van julle graanus na die priester bring. Hy moet die gerf voor die Here aanbied dat dit tot julle voordeel strek. Op die dag na die Sabbat moet die priester dit aanbied. In die Ou Testament is dit waargeneem as die dag van eersteling. Die naam dui daarop dat die eerste vrug aangebied word. Dit moet op die dag na die Sabbat, wat Sondag is, onderhou word. Elke jaar is dit op die Sondag na die Pasga en die fees van ongesuurde brode gevier. Kom ons kyk weer na vers 11. Hy moet die gerf voor die Here aanbied dat dit tot julle voordeel strek. Op die dag na die Sabbat moet die priester dit aanbied. Op die dag wanneer julle die gerf aanbied, moet julle 'n jaar oud lam sonder gebrek as brandoffer vir die Here bring met die bepaalde graanoffer van 2/10 van 'n efa gesifte meel met olyfolie gemeng. As 'n offergawe aan die Here, 'n geurende offer, asook die bepaalde drankoffer van 'n kwart hin wyn. Brood en geroosterde en vars graan mag julle nie tot op daardie bepaalde dag eet nie, totdat julle die offer vir julle God gebring het. Dit is 'n vaste voorskrif wat vir altyd vir julle nageslagte geld, waar julle ook al woon. Die opstandingsdag wat ons in die Nuwe Testament hou, is die dag van eerstelinge. Dit word gevier na die Pasga en die fees van ongesuurde brode. 'n gerf van die eerste graan is as beweegoffer aan God geoffer. Die eerste graan is aan God gegee. Kom ons kyk na die oorsprong deur na Eksodus, hoofstuk 14, vers 21 te gaan. Die Israeliete het groot ontberinge in die gesig gestaar, totdat hulle die Rooi See oorgesteek het. En uiteindelik het hulle Sondag met dagbreek veilig die Rooi See oorgesteek. En die Egiptiese leer het in die water verdrink. Dit is hoekom God die dag van eerstelinge ingestel het, sodat hulle hierdie gebeurtenis jaarliks sou onthou. Kom ons kyk na vers 21. Moses het sy hand oor die see uitgestrek, en die Here het met 'n sterk oostewind, wat die hele nag lank gewaai het, die see laat terugtrek. Hy het die see droë grond gemaak, die water is oopgekloof.
Die Israeliete het op droë grond in die middel van die see ingegaan, terwyl die water vir hulle 'n muur aan hulle linker en regterkant was. Die Egiptenare het hulle agtervolg en al die perde van die farao, sy strydwaans en bemanning het agter hulle ingegaan na die middel van die see. Teen die laaste nagwaak het die Here uit die vuurkolom en die wolk afgekyk na die leer van Egipte. Toe het hy verwarring veroorsaak in die leer van die Egiptenare. Hy het die wiele van hulle strydwaans laat vasval, sodat hulle met moeite vorentoe kon beweeg. Toe sê die Egiptenare, ons moet van Israel af wegvlug, want die Here self veg vir hulle teen Egipte. Die Here het vir Moses gesê, strek jou hand uit oor die see, sodat die water terugstroom oor die Egiptenare, oor hulle strydwaans en die bemanning. Moses het sy hand uitgestrek oor die see, en die see het teen die oggend na sy gewone plek teruggestroom. Die Egiptenare het gevlug vir die naderende water, maar die Here het die Egiptenare in die middel van die see gewerp. Op hierdie manier, God het die dag van eersteling ingestel sodat die volk nie die dag sou vergeet toe die Egiptiese leer wat die Israeliete agtervolg het, heeltemal vernietig is en die Israeliete veilig aan die oorkant van die see geland het nie. Ons kan verstaan dat hierdie gebeurtenis 'n profetiese geskiedenis is wat wys hoe Jesus Christus die graf sou binnegaan en in die Nuwe Testament opgewek sou word. Die Israeliete wat die Rooi See binnegaan, simboliseer Jesus Christus wat die graf binnegaan, en hulle landing vanaf die Rooi See simboliseer sy opstanding. Deur die werk van Moses en die Israeliete 3500 jaar gelede het God reeds voorspel wat Christus sou bereik wanneer hy na die aarde toe kom. Die Israeliete het Sondagoggend vroeg die Rooi See oorgesteek. Net so is Jesus Christus vroeg Sondagoggend, die dag na die Sabbat, uit die graf opgewek. Kom ons bevestig sy opstanding deur na Lukas hoofstuk 24 te gaan. Lukas hoofstuk 24. Kom ons kyk na Lukas hoofstuk 24 vers 1. Teen dagbreek, op die eerste dag van die week, het hulle na die graf gegaan met die geurende speserye wat hulle voorberei het. Hulle ontdek toe dat die klip van die graf weggerol was, en toe hulle ingaan, het hulle die Here Jesus se liggaam nie gekry nie. Hulle was verward hieroor, maar skielik het daar 2 mans met glansende klere by hulle gestaan. Hulle was verskrik en het hulle gesigte na die grond toe gedraai, en die mans het vir hulle gesê, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar is opgewek. Onthou wat hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word, en op die 3de dag opstaan. Op hierdie manier het Jesus al die profesieë van die Bybel vervul. Net soos die Israeliete Sondag met dagbreek veilig die Rooi See oorgesteek het, het Jesus Christus ook met dagbreek op dieselfde dag uit die graf opgestaan. Het Jesus se opstanding nie vroeg Sondagoggend plaasgevind nie. Hy het ook vooraf aan sy disippels verduidelik dat hy na 3 dae moet opstaan. Kom ons maak Matteus hoofstuk 27 oop om te sien wat in die geestelike wêreld gebeur het na sy opstanding. Kom ons sien Matteus hoofstuk 27 vers 50. Toe het Jesus weer met 'n harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas. En kyk, die voorhangsel in die heiligdom is van bo tot onder in 2 geskeur,
Die aarde is geskit en die rotse is oopgebreek. Die grafte is geopen en baie liggame van ontslape heiliges is opgewek. Hulle het na sy opstanding uit die grafte gekom, die heilige stad binnegegaan en aan baie verskyn. Volgens die evangelie van Matteus is Jesus eers opgewek en daarna het hulle die heilige stad binnegegaan. Dit is omdat hulle in die Ou Testament die gerf van die eerste graan as 'n beweegoffer aan God moes bring voordat enige ander oeste geoes kon word. Dit was eers na Jesus Christus se opstanding, wat die werklikheid van die dag van eerstelinge is. Dat al die heiliges wat aan die slaap geraak het, opgewek kon word en die heilige stad binnegaan. Dit is in lyn met die regulering van die dag van eerstelinge. Daarom, net soos die eerste gerf op die dag van eerstelinge aan God geoffer moes word voordat die res van die oeste geoes kon word. Eers nadat Jesus Christus, wat die eerste offer van die dag van eersteling is, opgewek is, was die genade van die opstanding na ander uitgebrei. Kom ons lees dit weer. Vers 51. En kyk, die voorhangsel in die heiligdom is van bo tot onder in twee geskeur. Die aarde is geskit en die rotse is oopgebreek. Die grafte is geopen en baie liggame van ontslape heiliges is opgewek. Hulle het na sy opstanding uit die grafte gekom. Met ander woorde, Jesus, wat die eersteling van die beweegoffer vir die dag van eersteling is, moet eers opgewek word. Hulle het die heilige stad binnegegaan en aan baie verskyn. Dit is wat die Bybel ons leer. Laat ons dan in 1 Korintiërs hoofstuk 15 bevestig dat Jesus die eersteling geword het. 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 20. Kom ons kyk na vers 20. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood. Met ander woorde, dit beteken om opgewek te word. So hy is opgewek, en wat het hy geword? Die eersteling van die ontslapenis. Toe Christus die eersteling geword het, en die profesie van die dag van eersteling vervul het, kon baie mense aan sy opstanding deelneem, soos ons in Matteus, hoofstuk 27 kan sien. Kom ons gaan voort om vers 21 te lees. Want aangesien die dood deur 'n mens gekom het, kom die opstanding van dooies ook deur 'n mens. Want soos almal deur Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen volgens 'n bepaalde orde, as eersteling Christus, daarna, met sy koms, hulle wat aan Christus behoort. Dan kom die einde, wanneer hy die koningsheerskappy aan God, die Vader, sal oorgee, wanneer hy alle heerskappy en gesag en mag vernietig het. Dit is wat die Bybel ons leer. Christus het die eersteling geword. Die term eerste vrugte kombineer die karakters vir eerste en vrugte. Daarom kan ons bevestig dat Christus die profesie van die dag van eerstelinge vervul het en die profesie van die Pasgalam, wat die werklikheid van al die feeste geword het. Op hierdie manier het die opstanding van Christus 'n groot vreugde vir die heiliges van die vroeë kerk geword. Kom ons blaai na 1 Petrus hoofstuk 1. 1 Petrus hoofstuk 1 vers 3. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood, opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê.
Daarom, al is die vroeë kerk deur die Romeine onderdruk, het die heiliges nie toegegee nie. Wat was een van die redes waarom hulle nie bang was vir vervolging nie? Al sterf hulle, wat sal met hulle gebeur? Hulle het geglo dat hulle weer sou opstaan. Daarom, deur onregverdige dinge te verwerp, kon hulle altyd aan God se kant staan en God behaag. Kom ons gaan voort met vers 4. Op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie, en wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Soos ons kan sien, het God aan die heiliges van die vroeë kerk die hoop op opstanding gegee. Kom ons blaai na 1 Korintiërs hoofstuk 15. Daarom het die hoop op opstanding 'n betekenisvolle betekenis in die vroeë kerk gehad. Kom ons sien 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 12. Maar as Christus verkondig word, dat hy uit die dood opgewek is, waarom sê sommige van julle dat daar nie 'n opstanding van dooies is nie? As daar geen opstanding van dooies is nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinloos, en ook julle geloof sinloos. Boonop word ons as valse getuies vir God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy dan nie opgewek het nie, as dit so is dat dooies nie opgewek kan word nie. Want as dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof vergeefs, en is julle steeds in julle sondes. Dan is ook diegene wat in Christus ontslaap het, verlore. Indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gefestig is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Betuig 1 Korintiërs hoofstuk 15 nie kragtig dat daar 'n opstanding moet wees nie. Kom ons bevestig dit deur na Lukas hoofstuk 24 te gaan, waar Jesus, nadat hy uit die dood opgewek is, aan die 2 disippels verskyn het, met hulle gepraat en hulle geestelike oë geopen het. Lukas hoofstuk 24 vers 13. En kyk, juis op die dag was. Dit is die dag toe Jesus opgewek is. 2 van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadion van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle, met die naam Kleopas, het hom geantwoord, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad in die oë van God en die hele volk, en hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word, en hom laat kruisig het. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag van dat dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geleder het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf, en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het na die graf gegaan, en dit net so aangetref soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie.
Toe sê hy vir hulle, o, julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete vir hulle uit te lê. Toe hulle nader kom aan die dorpie waarheen hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is reeds verby. Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het, het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn. En hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie. Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle by mekaar gevind het. Terwyl Jesus saam met die 2 disippels gewandel het, het hy met hulle gepraat en hulle geeste aangemoedig. Hy het die brood gebreek en dit vir hulle gegee. Toe is hulle geestelike oë geopen. In Lukas hoofstuk 24 het God hierdie werk geopenbaar en die feit bevestig dat hy uit die dood opgestaan het. Aangesien Christus opgewek is, moet ons nie glo dat diegene wat in Christus gesterf het, op die laaste dag opgewek sal word nie. Die boek 1 Tessalonisense herinner ons daaraan dat daar ook diegene is wat nog lewe en verander sal word om Christus te ontmoet. Vandag hou die betekenis van Christus se opstanding werklik 'n wonderlike betekenis in. Beteken dit nie dat hy al die magte van Satan wat die wêreld van die dood regeer, vernietig het nie. Boonop kan ons binne die opstanding ook die pad na die ewige lewe vind. Nie die pad na die dood nie. Almal vrees die dood. Dit is omdat hulle deur die dood die ewige oordeel in die gesig staar. Alhoewel dit nie sigbaar is nie, weet hulle instinktief. Aangesien God die geloof by ons ingeskerp het dat Christene selfs na die dood sal opstaan, moet ons deel hê aan die opstanding van die lewe. Sodat ons op die dag van Christus die ewige lewe en seëninge in die ewige koninkryk van die hemele kan geniet saam met Vader en Moeder. Mense eet paaseiers, gee paashase as geskenke en is betrokke by baie ander ongewone praktyke. Maar die opstandingsdag is 'n dag vir die eet van die opstandingsbrood. Daarom, net soos Christus 'n voorbeeld gestel het deur brood te breek op die opstandingsdag 2000 jaar gelede en sy disippels se oë oopgemaak het, breek ons vandag in Sion die opstandingsbrood. Deur die opstandingsbrood hoop ek dat selfs die geestelike oë van mense rondom ons geopen sal word, sodat almal Vader en Moeder kan herken, Sion kan verstaan en die waarheid kan besef en daardeur die ewige koninkryk van die hemel kan ingaan. Vandag het ons die betekenis van die opstandingsdag deur die Bybel ondersoek. Laat ons nie vir die dood bang wees nie. Laat ons deur hierdie opstandingsdag vaste geloof hê dat ons altyd saam met Christus kan terugkom na die lewe. Met die hoop dat jy genade ontvang het, wil ek graag vandag se preek afsluit. Dankie.